Dis hy, hallo en welkom hier by ons podcast. Pastor Ilse, Hey Pastor. dit was 'n lekker naweek gewees wat verby is. Die Ja. Telestai naweek, dit is April 2026, die 3de tot die 5de gewees, né? Nee, Yes. Ek het Hoewel amper ek dink dit vergeet. was so cool, ons het nie net 3 dae se staf gekry in die naweek nie. So dit is lekker. Weet jy wat vir my amazing is, die feit dat ons 2000 jaar later nog steeds so excited kan wees oor iets wat gebeur het, soos asof dit gister gebeur het. Ja. Dis vir my exciting. Dit dra by tot die feit dat hierdie is nie net 'n storie nie. Ja, it's alive. Dis iets wat elke dag leef en waaruit ons kan leef, wat lekker is. Ja. En ek dink die belangrikheid om dit te vier, is iets wat hierdie jaar ook vir my uitgestaan het. Jy weet, ons Sure, ja. as Christene lees ons Bybels, ons bid, ons praat oor die Here, ons gaan Sondag kerk toe, ons maak Christianity deel van ons lewens. Dit is deel van wie ons is en wat ons doen. Maar sou dit nie gewees het vir die kruisdood van Jesus Christus nie en sy opstanding nie, dan was alles wat ons glo verniet. Dit is we wouldn't be here. Ja. Ons sou nie gewees het nie. Ek dink vir my dis mooi, ons leef in 'n kultuur waar dit 'n gewoonte raak om nie te stop noodwendig elke Sondag eers by 'n gewone diens nie. En ek is opgewonde na die naweek om te sien hoeveel mense het gesê, maar Sure. ons het 'n behoefte aan hierdie. Ja. Ons wil graag hierdie hê en dit gee die geleentheid vir iemand om te kan sê, maar ek wil graag stop en dan die kruisiging en die opstanding van Jesus kom. Jy lig eintlik 'n baie mooi punt uit hierso, nê? Is toe ons begin het met die gedagte, het soveel mense vir ons gesê, maar dit is al probeer in die verlede en daar is nie sukses in dit nie, want dis een van jou eerste lang naweke na Desember en die skool, die eerste kwartaal is verby en almal is uitgeput, so almal wil familietyd spandeer en hulle wil weggaan en hulle wil dit gaan geniet. So daar is nie baie sukses in so 'n naweek nie. En dis wat 'n mens hoor. Ja, but that's not what we experienced. No. Dit was lekker geweest. Ek dink ons chat hier vanoggend so 'n bietjie oor hoe daar mense is kom kuier by families en dan sê ek maar bring sommer die familie saam en daar's 'n diens want almal het nie op hierdie stadium dienste nie. Yep. So dit maak 'n groot verskil en dis net lekker om te kan weet en te sien hoe mense nog wil stil staan by dit. Daar's 'n begeerte. Ja. Daar's 'n begeerte. Pastor Morna het dit tydens sy woord Vrydag aand genoem. Toe sê daar's 'n verandering wat plaasvind en daar's iets besig om te gebeur. En ek dink aan 2 jaar terug toe ek op sosiale media gesê, daar's herlewing is besig om uit te breek. Ja. En herlewing is iets wat ons moet glo. Herlewing gaan nie plaasvind as daar nie geloof is nie. You need to believe in what God is saying and what God is busy doing. En ek dink aan Jesus wat dan sy walk op aarde geloop het, tot op 'n plek waar hy gekruisig is. Die disippels wat dan moes Saterdag gesit en wag het en sien het, maar gaan daar regtig iets gebeur of nie. En dan Sondag. And that's a walk by faith, jy weet, maar die geloof is gegrond op dit wat ons glo Jesus vir ons gesê het. Hy gaan gekruisig word. Hy gaan weer opstaan. Ja. Daar is hoop. En net so om die naweek te gereël het is gehoorsaamheid. Dit was met al die teenkante, ek dink dit wat jy gekry het, jy praat van 2 jaar terug en dit was almal was nie tevrede met wat jy gesê het nie. En ons het net op 'n punt gekom waar jy gesê het ek maar ons gaan hierdie doen. Ons gaan dit probeer en ek dink out of the ballpark over the weekend. Ek dink die goed is so bewys. Die mense se honger is bewys en dis lekker. So dit maak ons opgewonde vir volgende jaar. Ja, crazy opgewonde vir volgende jaar. Maar voor ons dan by volgende jaar kom en daartoe beweeg. Hoe amazing was Vrydagoggend gewees. Pastor JP het met ons kom deel oor die kruisdood van Jesus. Ek het die vorige week die liedjie of die grappie gemaak van, jy weet, hierdie ou liedjie wat ons gesing het op skool van daar kom 'n vliegtyg aan en dan's almal excited en dan sê maar die ander skool se kinders is daar en dan en dan hy gaan val en dan en dan maar hy het parachutes en dis daai excitement en daai teleurstelling en ek kan nie help om daai kontras te beleef op Paasnaweek
die seer en die pyn van Vrydagoggend. In soveel opsigte, die vooraf, as jy begin met Palm Sondag, daar's kontras in die hele oploop, is definitief daar, maar die emosie is kontrasterend, want ons weet nou wat is die waarheid. Ja. En ons weet, en hy bring 'n boodskap, en mens wil half nie weer hartseer wees ten opsigte van dis nou weer besig om te gebeur nie, is nie waaroor dit gaan nie, maar dis om 'n emosionele beseffing te kry wat Jesus op daai dag vir my en jou gedoen het. En dit is kontras dink ek in elke persoon, want jy sit met hierdie dankie Jesus, maar obviously is geen goeie gesonde persoon bly oor iemand wat gemartel word nie. En ek dink ook is die ding van, jy weet, as jy 'n movie, kon sê daar's hierdie fliek wat jy wil kyk, en jy het so verwagting vir die movie, en dan voor jy hom gaan kyk, dan sê iemand vir jou wat op die einde gebeur het. En dan sit soos spoil, you just spoil the movie vir my, want nou, alles wat nou tussen gebeur, soos ek weet wat op die einde gaan gebeur, en ek dink baie keer is dit nodig vir ons om op Goeie Vrydag te stop, en te vergeet van wat in die res van die storie gebeur het, jy weet, juis om die werklikheid van die prys wat betaal is, te beleef, en raak te sien, jy weet, Jesus was ten volle mens, toe hy aan die kruis gesterf het. Hy was ten volle God, maar hy het sy goddelikheid, sy divinity kant toe geskuif, om as mens te suffer. So toe hy daai 39 houe vat op die grond, was dit werklik bloed wat daar uitgeloop het. Dit is werklik vlees wat van sy liggaam afgeruk is. En as ek daaraan dink, en ek dink aan daai pyn, ek het Vrydagoggend toe dink ek vir myself, hoe lank vat dit om iemand 39 keer te slaan? Ja. It's never ending, dink ek, in daai oomblik. En jy felt dit, want dit is vol vlees. Hy het dieselfde pyn wat ek en jy sal ervaar, fisies op sy lyf ervaar. Daar's geen deel waar hy gesê het, ek vat 'n pyndoder, of ek vat iets en ons probeer hierdie pad maklik maak nie. Pastor, hoekom? Hoekom? Hoekom daai pyn vat? Hoekom daar toelaat dat hulle hom so slaan? Because out of the love vir absoluut my en jou, en vir elke persoon daar buite. Ek dink, hoekom is dit nodig gewees? Ek meen, daar moes tog 'n makliker manier gewees het om, daar moes 'n ander manier gewees het. Was dit die enigste manier? I believe so. Ek dink is vanaf die begin is dit wat hy geweet het moet gebeur, wat geweet het die regverdigste straf is vir die sonde van my en jou. If it didn't happen, dan was daar nie ware oorwinning nie. As dit nie is dat Jesus bereid was om die volle prys te betaal nie. And that's why, die pyn, die seer, want daar is realiteit. En dit wat ons sonde, daai skeiding bring. And that's why, is om die volle prys te betaal. Oor die naweek op 'n stadium kry ek my in die aanbidding, kry ek my op my knieë en ek kan die bloed op my hande sien. Asof ek al langs Jesus staan op my knieë en hy nou net geslaan is en die hele plek is vol bloed. Imagine hoe bloei 'n mens nadat hulle hom 39 keer geslaan het. En dis nie net sambokke nie, daar's fyn stukkies been aan hierdie sambokke vas en yster en alles, juis om hierdie vleis uit te ruk. Die skrif sê hy so geslaan dat hy onherkenbaar was as 'n mens. En dis crazy. Ek het bietjie gaan oplees oor die hele 39 houe en dis die maksimum straf, want dis so goed soos doodstraf. Jy weet, as iemand daardeur is, gewoonlik, dan sou die aanklaer die pynigers gestop het en gesmeek het om op te hou die persoon straf wat hy nou net voor die hof gebring het. So imagine dit, jy weet, iemand kla jou aan en die hof gee jou oor aan hierdie pyniging. En hier tussen 20 houe of wat, dan vra ek oor jou op. Sy het teen my gesondig, sy het dalk my kind doodgemaak, sy het dalk whatever, maar ek kan nie dit, geen mens verdien dit wat julle nou doen nie. En dit is wat baie keer gebeur het, en sou dit die volle penalty uitgeleef het, was die mense gewoonlik dood, of naby aan dood teen op wat punt. En dit as gevolg van my en jou sonde. As gevolg van elke ding wat ons gedoen het, vandag nog doen en dalk nog gaan doen. En daai realization is veronderstel om ons oor te bring tot op 'n plek waar ons sê, maar dan wil ek breek. Ek wil breek met die sonde in my lewe. As dit die prys is wat Jesus vir my betaal het, wil ek dit nie meer verder doen nie. Ek wil klaarmaak daarmee. En ek dink
is daai naar gevoel, daai seer gevoel, daai werklike daarvan wat my in baie opsigte oorreed het om te sê maar daar's sekere goed in my lewe wat ek net nooit weer wil doen nie. Want as dit die prys is wat Jesus moes betaal het, dan wil ek dit nie. Ek wil dit nie meer doen nie. Ja, dit bring by die punt hoekom ons moet stop by daai Vrydag. Hoekom ons baie keer moet oordink. Soveel keer word ons groot en ons hoor elke jaar die gedagte en ons hoor die goeters en ek dink ons word nam vir wat regtig vir die pyn. Ja. En ek en jy kyk stories en alles en ek weet nie, ek's baie sensitief, so dis my bitter moeilik om iets soos Passion of the Christ te kyk. Is my wande is so intens. En ons praat nou reg in die kantoor daaroor. Toe sê ek dink is baie keer nodig, want ons konteks is nie iemand besig om in die straat afgesleep te word nie. Daai brutaliteit van mense wat gestraf word nie in daai konteks nie. So dis vir ons eintlik baie traumaties en skokkend. So ek dink ons staan nie daarby nie, want ons staan nie stil daarby nie. Want ons is nie bereid om noodwendig altyd dit te sien nie, want dit is ontstellend. Maar dis nodig. Baie keer nodig. Dit is baie keer nodig. Jy weet, hulle het juis die mense so geslaan sodat die bystanders dit moes sien en te besluit ek sal dit nie doen nie. Ja. Die skrif verwys na 'n goddelike vrees wat oor mense gekom het wanneer die disippels mense rebuke het in public. Nou dit was net 'n rebuke. En hierdie teistering, hierdie straf wat die Romeine dan uitgedien het teenoor iemand wat dan sonde gehad of wat dan skuldig bevind is, was gedoen sodat die bystanders dit gesien het en gesê het, wow, ons wil nie alweer, niemand wil alweer gaan nie. Nou om te dink, Jesus het dit vir ons deurgegaan. So, dit was goed geweest. Ek dink dit was bitter mooi geweest. Dis die een gedeelte. Jesus het aan 'n kruis gesterf, 2 goed gebeur. Die een is, al ons skuld is aan die kruis vasgeslaan. Yes. Ek en jy is nie meer skuldig aan ons sonde nie. Wanneer ons na Christus toe kom en hom aanvaar as ons redder en saligmaker. Is so belangrik. Baie mense sê ja, maar dan's almal gered en Jesus het vir almal se sonde gesterf aan die kruis. So dan's niemand meer skuldig nie. Nee. That's not the truth. Ja. Dis mooi, daar's 'n dit kom terug na relationship toe binne in dit. Hy het dit gedoen, maar ek en jy moet erken dat hy dit vir my en jou gedoen het. Ja. As ons nie doen nie, as enige persoon dit nie doen nie, dan mis jy dit. Yep. So daai's daai Johannes 3 vers 16 wat sê sodat almal gered kan word. Kan word. Dit kan nie almal is reeds gered nie. Hulle kan gered word wanneer deur jou geloof in Jesus Christus te sit. Hom te aanvaar as jou redder en saligmaker. Die prys wat hy betaal het, te besef dit was reël en is vir my sonde gewees. Dan maak hy vat die skuld weg, nê? Hoe wonderlik is dit om sonder skuld te leef. Hoe wonderlik is dit om selfs te weet as ek vandag 'n fout moes maak, het Christus reeds vir daai sonde gesterf. Ek kan repent en ek kan hom vra en ek kan aanbeweeg want hy het my vrygekoop. So daai's awesome, dis great en die vraag is glo jy dit? Hoe lyk dit dan? Beteken dit ons hou dan aan sondig? Nee, stellig nie. Nee, ons besef, ek dink is wat jy sê, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, inteendeel, dink ek is dit veronderstel om te amplify dit wat ons wil doen. Ons praat so verkeerd, dit is nie meer wet nie, en is nie meer, jy weet, al die gesprekke met dit nie, maar ek en jy uit die waardering en die liefde vir Jesus, vir wat hy vir ons gedoen het, is nie net veronderstel om nie te sondig, ons moet weghardloop daarvan en soveel meer goed wil doen in die wêreld buite as gevolg van die prys wat hy vir my en jou betaal het. Die skrywer van Hebreërs skryf 'n baie mooi ding in Hebreërs 10 vers 26 aan. Dan sê hy, as jy willekeurig anders sondig nadat jy openbaring gekry het van die sonde, dan is daar vir jou geen vergifnis meer oor nie, net die afwagting op die ewige wrath of God, die hel wat dan volg. Maar dan sê hy 'n interessant ding, hy sê, want, dit is so goed soos jy loop oor die bloed van Christus. Nou imagine dit, imagine Jesus lê daar op die grond, hulle slat hom, 39 houe, die hele plek is vol bloed, en almal staan en kyk, en hulle besef is vir hulle sonde, en daar kom 'n ou deurgeloop, en hy loop sommer by Jesus verby, deur daai bloed, ander kant uit, asof hy nie 'n saak het nie. And that's what it means when we just willfully continue sinning. Met die wete van dit wat hy gedoen het. Nou, die skuld is betaal.
En dan is dit hierdie ding om te besef, maar wow, dit was vir my. En daai is veronderstel om jou in 'n heiligmakingsproses in te bring. Maar dit sou nie moontlik gewees het as Jesus dieselfde offer was as die lamme wat elke jaar gebring is vir vergifnis nie. En die woord maak dit baie duidelik. Dit sê Jesus was 'n perfekte lam. Die lam wat elke jaar gebring is vir die sonde van die volk, kon die sonde net vergewe kry. Maar elke jaar moes daar weer 'n lam gesterf het om die sonde vergewe te kry vir die sonde wat nou weer gedoen is. Maar Christus, die perfekte lam, het ook die sonde weggeneem, het die band gebreek, die krag van die sonde gebreek. En daai krag is die krag van die Heilige Gees, die heiligmakingsproses. Maar hierdie goed loop saam. Jy weet, as jy die Heilige Gees in jou het, dan bring hy 'n openbaring van die prys, die seer, die swaar wat gedoen is. En dit haal jou oor om dan te breek. Nie uit jou eie krag uit nie. Nee. Niemand van ons kan breek uit ons eie krag uit met sonde nie. En ook nie met die begeertes van hierdie liggaam nie. Nee. Maar die Gees van God kan. And dis waar die oorwinning kom. It's the first thing that comes around. Ek en jy het vir die eerste keer die vermoë deur die werking en die krag van die Heilige Gees. Amen. And for that reason kan ons sê, nou kies ek het die krag om te kan kies. Ek kan wegstap van wat ook al my teruggehou het. En dan daai voorhangsel wat geskeur het om te sê, maar ek kan in die teenwoordigheid van die Here wees. Yes. And there's nothing more that comes to that. Ek dink oor die naweek, dink ek, die grootste vrees wat mense gehad het, was om dood te gaan. Ja. Jy weet, dit was die einde van, dis ultimate skeiding tussen God en mens. Die ou wat nie eens verstaan het wat dit is nie, is, maar waar eindig ek op, jy weet, so ek moet hierdie maak werk, en dis al wat ek het. En ewe skielik kom die krag en die werking van die Heilige Gees, and you want to be more, jy wil beter wees, goed maak sin, daar's rede om deur sekere goeders te gaan, om te sê, ek is bereid om my liggaam te laat swaar kry, terwille van my gees en my siel om te kan herwin. So ons sien soveel wat uitloop en is, terwyl ons praat, dan dink ek is eintlik 10,000 topics wat ons aanraak, maar dis so mooi, het kom alles terug op die feit dat Jesus daai oorwinning gekry het vir my en jou. Hy het daai beating deurgegaan vir my en jou, sodat ons vrylik kan beweeg en oorwinning oor dit kry. He didn't need it for himself. En Jesus se woorde, tetelestai. Dit is volbring. En dan hoor ek so in my gees vir die vraag, okay, hoe lyk dit nou? Soos my vraag hier naweek, okay, glo jy dit? Okay, hoe lyk dit as jy dit glo? En ons gaan so gou 'n bietjie gesels oor Saterdag en stilte en dan gaan ons vir Mineke innooi en dan gaan jy Mineke 'n bietjie gesels oor verder en haar monoloog wat sy gedoen het. Maar hoe lyk dit nou? Dit is volbring. Die hele, en ek weet nie of die kerk altyd hierdie goed besef nie. Jy weet, die Christen, die alledaagse Christen al buite, hierdie goed besef nie, maar met die kruisdood van Christus het daar 'n dispensasieverandering plaasgevind, 'n Bybelse tydperk verandering plaasgevind, van die covenant onder die wet, na 'n nuwe covenant van bloed, wat deur die kruis deurgebring is. Toe Jesus sê dit is volbring, toe sê die eerste covenant is volbring, is verby, nou is daar 'n nuwe covenant, en daai is dan die verwagting en die hoop van môre. Dit is dan, wat gaan nou gebeur? Hoe lyk dit nou? Eerste een is afgesluit, hier is 'n nuwe verbond. Hoe lyk hierdie nuwe verbond? En dis verhouding. Dis verhouding. Dit breek juis hierdie wettiese gedagte, hierdie gedagte van werke wat ons moet doen. Dit breek juis dit. En ons kan nie met dieselfde verbond reëls van die verlede nou in die nuwe verbond ingaan nie. En so dit wil ons wil nou deur ons dade ons salvation wen. En jy kan nie, dis juist die kruis het klaargemaak daarmee. Die dade is nou 'n vrug. Van die oortuiging wat ons het en die krag van die Heilige Gees. Amen. Wat nou in ons lewens werk. Ek en jy, ons praat soveel keer dan sit eenvoudig is either you're walking towards victory en jy kom op 'n plek waar jy dink jy moet jou werke doen en alles sodat jy dit kan kry. Of jy kan, soos wat jy sê, uit Jesus se oorwinning wat reeds gebeur het, sy opstanding, al sien ons dit nie altyd nie, kan jy verklaar. En partykeer vat dit bietjie meer geloof.
Want jy sien dit nie altyd nie. Dis mooi wat jy gesê het van die klip wat weggerol is, sodat ons kan sien. That's it. Nie vir Jesus om die oorwinning te kry nie, daar is niks met sy krag te doen nie, maar die oomblik wat daai prentjie verander, dan begin ons nie meer werk vir ons verlossing of vir die oorwinning nie. Ons besef dit is reeds daar. Ons voel dit net nie dalk nie. Daai oomblik toe Jesus sê tetelestai, né? To change alles. Amen. Alles. Alles het verander. Dit het so groot impak in die geesteswêreld gehad dat dit fisies gevoel is met die wêreld wat geskit het. Die voorhangsel wat geskeur het. Alles in daai oomblik. Daar was so groot skudding wat plaasgevind het. Everything changed. En ons moet uit daai plek uit leef. Ons moet daai met ons reference wees. Daai met ons oorwinning wees. Daai met en die soos jy toe wys na die opstanding van Jesus Christus. Daai is alles net om ons geloof te stig. Dis om vir ons te wys my is wie hy gesê het hy is. Die graf is leeg. Jy weet hy het die oorwinning gehad. Kom ons praat net vinnig oor die saad terug. Jy weet Jesus is gekruisig, hulle vat sy liggaam bewy, hulle toets dit deur die spies in die sy te druk. Daar kom net water uit, beteken hy het homself uitgebloei. Daar's geen bloed meer oor nie. Hy is dood verklaar deur die wagte in die graf geplaas. Hulle het nog ekstra wagte gestuur. Die graf is afgeseël en daar's Jesus. Die disippels almal wonder wat nou? What's happening? Maar wat nou? Wat het toe nou gebeur? So dis crazy. Want ek dink Jesus se mooi hart word so gewys op die Saterdag. Ons ervaar of ons lees in die skrif dan hierdie groot goed gebeur en jy praat van die oomblikke, die kontras van jy en jy en ek dink nie mense besef hoe het Jesus afgegaan daar Saterdag na die doderyk toe, omdat daar siele is wat nog nie gehoor het dat hy oorwinning behaal het nie. En dit was my so mooi in die voorbereiding en die tyd wat ek met hom spandeer te besef ek, maar dis die eerste evangelisasiewerk wat begin plaasvind het. Hier kom Jesus en hy sê, okay, maar hoorie so, hierdie klomp wag 'n bietjie, but it's good for them. Hulle kort hierdie ook. Ek dink in die vlees, hulle wag 'n bietjie, we'll work on that, I'll come back to them. En hy gaan en hy sê, maar daar is siele wat dit moet hoor. Elkeen moet dit hoor. En hy gaan af, verklaar dit. Hulle het 'n encounter met hom, want dit is wat dit is. Ewe skielik is die voorhangsel weggevat en hulle het toegang tot hulle hemelse Vader. Hulle het die geleentheid om dit te kan doen en daar's vir my so mooi hart en Jesus se herderskap in dit eintlik. Sy begeerte vir elke siel. Amen. Dat hy bereid is om na die doderyk toe te gaan en elke verlore gaande siel die kans te gee om hom aan te neem as redder en saligmaker. As jy daaraan dink, dan praat ons nie net van Jode wat daar opgesluit is nie. Ons praat van elke siel. Ons praat van, jy weet, ons kan baie tegnies raak en goed, maar ons kan gaan praat oor, jy weet, mense wat vooruit gekom het wat se name nie eers in die Bybel genoem is in die Ou Testament nie. Ons praat van duisende jare se siele wat in die doderyk opgesluit is. They were waiting because something needed to change. Hierdie ou verbond moet eindig. En Jesus kom en hy verkondig homself daar. Ek dink as jy by die komment gemaak het, is vir baie mense dink dat Jesus moes toe 'n fight het en die sleutels by die duiwel vat. Die duiwel het geen krag of autoriteit van niks nie. Jesus het die sleutel gevat en die deure gaan oopsluit. Daar was geen fight nie. He came and he made a declaration. Hy het gekom en verklaar wie hy is en die wat hom wil volg, kon hom volg. En dit is so mooi want jy sê dit is soos die eerste evangeliste, want daarna het hulle opgestaan en gaan verkondig in die stede dat Jesus is die Messias. Dis crazy. Ek's eerlik. Daai is vir my die coolste deel van alles en dink ek, imagine dit gebeur hierso vandag. Wat sal ons dan doen? Dit bring terug by wat sal jy vandag doen as iemand aan jou verskyn? Ek weet nie of ek 4 mure my sal kan vashou nie. Ek weet nie of dit nie. And it's a question we should be asking ourselves. Hoe lyk dit as ons glo? Ja, hoe lyk dit as ons regtig glo as jy daar moes wees vir dit? So dit was so lekker om by dit stil te staan en te besef dat stille Saterdag was eintlik alles behalwe stille Saterdag gewees. Jesus was not keeping quiet. Hy was besig om crazy things. En dan die feit dat in daai oomblikke is Jesus besig om te werk. Jy weet die disippels, ek sien hierdie prentjie hoe hulle opstaan die oggend en
weet nie, iemand maak 'n venstertjie oop of iets en hulle dink wel is wat doen ek vandag? Jy weet, waar kruip ek weg? Hoe hanteer ek enigiets wat nou voor my is? Hulle soek my. Jesus, jy weet, soos wat Jesus in die tyd gesê het, Here, maar ek is benoud. Dis so duplicate van die twee. En dan dink ek, okay, but it's fine because he's working. You're just not seeing it. Dis agter daai klip. Die klip gaan nou weg, you'll be fine. Ek en jy gaan fyn wees in die oomblikke wat ons nie sien nie. En so kan ons vir die luisteraar vandag sê is, hoe ook al jou situasie lyk. En hoe stil dit ook al is nou in jou lewe, in daai area van jou lewe, watter area dit ook al is. Weet dat Jesus Christus het reeds oorwinning behaal. Maak nie saak wat area, Jesus Christus het reeds aan die kruis oorwinning behaal. Die oorwinning is daar, die rots is dalk nog net nie weggerol nie. Die rots was nie weggerol sodat Jesus kon opstaan nie. Jesus het reeds opgestaan. Die rots is weggerol sodat die geloof van Maria hulle gestig kon word, sodat die wagte kon sien wat plaasgevind het, sodat die evangelie verkondig kon word. That's the reason. En dis hoekom Sondag dan so belangrik is. Sondag is nie belangrik vir Jesus se onthaalwe nie. Sondag is belangrik vir ons onthaalwe. Sodat ons geloof gestig kan word, sodat ons kan sien, maar dit is werklik wie hy is. Hy het werklik opgestaan en hy het werklik gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. En nou moet daar geloof gestir word in ons harte as ons dit sou glo. En dis hoekom ek die vraag Sondag gevra het is, hoe lyk dit as ons glo? Hoe lyk dit? Want vir almal wat te doen gehad het, vir almal wat op daai Sondag by daai graf uitgekom het. Deur die ander gospels vertel van Johannes en Petrus hulle wat gehardloop het na die graf. En Johannes skryf in sy eie gospel en skryf hy, en die disipel wat Jesus die liefste gehad het, hy was heel eerste daar, hy die vinnigste gehardloop, baie nederig en humble ou Johannes. Hy was soos ek was die vinnigste en ek het Jesus die liefste gehad en alles om die graf leeg te sien. Alles om te besef, but this is real. En nou verander Petrus wat 'n lafaard is en 'n Petrus wat glo. Hoe lyk dit as Petrus glo? Wow, hoe lyk daai? Die hele, jy weet, jou Nuwe Testament, daar's soveel. Hoe lyk dit? Dit lyk soos die res van die Bybel wat ons gekry het in daai tydperk. Paulus wat crazy goed doen, uitgaan. Hoe lyk dit Gentiles wat tot bekering kom? Jy weet, it's endless. En dan kom ons hoe lyk dit vandag? It's supposed to be like a new revival, is veronderstel om uit te gaan en niks moet dit kan stop nie. Elke Christen wat die openbaring kry van wat Jesus regtig aan die kruis gedoen het en wie hy regtig is veronderstel om so te lyk. Is veronderstel, en ons is nie veronderstel om dit af te water of op 'n stadium op te hou. Nie, net interessant, die woord passion beteken lyding. Maar somewhere moet ons passionate word oor ons geloof. Al kos dit ons lyding. En ek gaan nie langer daaroor aangaan nie, want ons gaan vir Mineke innooi en julle twee kan kuier oor hoe lyk dit dan, sou ons dit beleef en gesien het. Maar net wat ek daar wil inbring, vir my awesome was in hierdie hele journey, is dan die moontlikheid, want as jy dit gaan Google en jy gaan search dit, of jy gaan slaan dit na, dan gaan jy agterkom, daar's mense wat sê, maar dit het nie gebeur nie, maar tog is dit opgeskryf. Maar die feit dat Pontius Pilatus nie die wagte geglo het nie, die feit dat hy 'n brief geskryf het aan Caesar na die Senate toe gegaan het en gevra het dat Jesus dalk een van die gode verklaar mag word, die feit dat baie mense en selfs leraars en scholars sê nee, maar dit het nooit gebeur nie en dit word bevraagteken, fine. Ons het nie die genoeg bewyse om te sê of het dit regtig gebeur of nie gebeur nie, maar net soos die Fariseërs probeer het Jesus se hele storie doodmaak het en die Jode tot vandag toe glo dat dit nie gebeur het nie. Net so glo ek dit het werklik gebeur. Pontius Pilatus het 'n oortuiging gehad, hy het aan Caesar geskryf. Caesar het geglo op grond van Pontius Pilatus se getuienis. En dan het ons Tertullian wat daarna 200 jaar daarna verwys na hierdie briewe wat geskryf is en dan is die vraag, maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit en wat is ons bereid om te doen? Sou ons glo. En ek gaan vir Mineke Burger innooi en sy dalk 'n bietjie share oor haar experience raak in hierdie hele voorbereiding. Want Mineke het 'n calling op haar lewe. En daar's 'n roeping en die Here glo ek het op hierdie journey vir hierdie week glo ek het sy ook 'n encounter gehad.
En ek sou graag wil hê sy moet vanoggend bietjie share oor die oploop na hierdie naweek toe en haar journey en dan as jy kan gesels oor hoe lyk dit as ons regtig glo. Dankie. Thanks, Pastor. Mineke. Pastor Ilse. Dit is sommer baie lekker vir my om hier in die podcast stoel te sit. Ek het nog nie 'n podcast so gedoen nie. Ek het verlede jaar met ons vroue konferensie, maar toe het ons nog nie 'n video by ons podcast gehad nie. So wat dit is vir my baie voel jy moet nou mooi sit. Voorreg dit voel vir my. Ons vrouens is mos maar vol nonsens as ons voor 'n kamera verskyn. maar na die naweek het jy nou soos 'n absolutely genoeg oefening gehad, dink ek, and you did brilliantly. So ek is seker jy gaan okay wees. Ons kon sien dat jy weet wat jy doen. En dan ek dink saam met die werkende krag van die Heilige Gees, Ja, dit was it went amazing. ek wil heel eers sê dit was my ongelooflike groot voorreg. Ek kan onthou die eerste keer toe jy dit vir my genoem het, ek sê jy het oor die event gepraat en ek het 'n slot toe so ek sê ek het 'n wat? Ek moet 'n wat doen. Jy weet soos hy half hierdie is mos nou die pastore, hulle gaan nou preek die naweek en jy sê vir my Mineke maar daar's sy bereid en ek dink nie op daai oomblik het ek besef wat dit is en wat dit beteken en hoe 'n groot voorreg dit regtig vir my was ten einde laaste om deel te kon wees van die hele Tetelestai naweek. En dit is soos wat Pastor Ronnie gesê het, dit was 'n eventvol paar weke vir my gewees met die oploop na die naweek toe want dit is nie iets wat ek elke dag doen nie. Dit is nie die besluit om te neem om 'n kort toneelstukkie te skryf wat dis Jesus se storie. Dis nogal groot. Ek het Vrydag aand het ek besef ek was ongelooflik op my senuwees gewees. Nee, ek is nie bang vir mense nie en ek is nie bang om voor mense te praat nie, maar dis nie waar dit vir my gegaan het nie. Nee. Dit het vir my gegaan oor Armand wat deel is van ons musiekspan, ons musiekleier het vir my gesê, maar jy doen dit nie vir die mense nie. Ek sê vir my juis. Dis vir Jesus. It's telling his story. En ek het al so baie vir julle gesê dat ek in ons verdiep episode dat ek baie keer moet ek myself knyp om te besef die Bybel is nie net 'n boek nie. Dis 'n realiteit. It happened. Dis geskiedenis. Jesus het geleef. En toe ek die idee kry om die storie te skryf van Hannah, dit was die karakter se naam, het ek gedink aan 'n vrou en dit is metafories ook. Want ek dink in vandag se tyd man, vrou, kan ons voel maar Jesus sien my nie raak nie. Niemand sien my raak nie. Daar is nie vir my daar's vir my niks nie. Daar's nie 'n doel in my lewe nie, daar's nie 'n calling op my lewe nie. Sure. Ek voel nie gesien nie. En dit was vir my belangrik om vir haar 'n backstory te create. Waar kom sy vandaan? En dat die lewe by haar geneem het. En sy was hartseer en dalk bietjie bitter. Haar man is van haar weggeneem. Nou sy 'n vrou in daardie tydperk. In daardie tyd waarin swaar was. ja, dit was swaar en nou moet sy haar eie potjie krap. Vandag is dit moeilik vir 'n vrou om 'n enkel ma te wees en op haar eie aan te gaan. En hoe sy klein goedjies begin doen het om maar vir haar 'n lewe te maak, maar sy het bitter geraak. Bitter en haar geloof het verdoof. En vir my is met die skryf daarvan die encounter wat sy gehad het. In die hele dit bly 'n storie. Ja. Maar die oploop daarna toe en vir my om te besef maar Jesus sien ons al is dit 2000 jaar later. Ek hoop dat daar vir iemand iets was daar binne om te besef maar maak nie saak hoe lyk jou, hoe stil is dit nou nie. Want jy kan nog nie sien nie want die klip is nog nie weggerol nie, maar hy sien jou. He is seen you. Hy het haar gesien binne in haar swaar kry, maar terwyl hy besig was om te ly, het hy haar swaar kry gesien. En dit was die storie wat sy vertel het. Ja. Was vir my belangrik om dit daar buite te kry. En dan op die einde van die dag sy het dit gesien, sy het dit beleef.
sy het die pyn gesien, sy het die bloed gesien, sy het die wonde gesien en dan om dan te sê, Die openbaring van ja, It's for me. it's for me, maar hoe bly ons dan stil? Daar's so 'n mooi oomblik in jou toneelstuk wat vir my uitgesond het, is juist daai oomblik jy praat van hoe sy vir hom kyk en die oomblik wat sy oogkontak maak, is die oomblik wat hy oogkontak maak. En hy sien haar raak, selfs met dit wat besig is om te gebeur. En dis so mooi met, jy weet, as jy praat van Hannah se backstory, it's in the pain, in the moment, in the silence, en dan nog steeds is hy nie te besig nie, het was nie vir hom te veel nie. Ja, Hy kon nog steeds met liefde na toe terugkyk. Dit my baie mooi of baie geraak in jou stuk. As ek terugdink aan oomblikke, is dit een van die eerste oomblikke aan daai liefde wat hy vir my en jou moes kyk. Al was nie bitterheid van sy kant af of gevoel dat enige iemand is nie goed genoeg om voor te sterf nie. Each and every one. was dit also die hele stilstaan vir my by Jesus se kruisdood. Ek dink dit was vir my die kosbaarste van die naweek, was om stil te kon raak. Ek het vroeër vandag vir julle gesê, ons kan Paasnaweek kan kom en gaan, en Paasnaweek het al so baie in my lewe gekom en gaan. Ja, ons gaan gou Vrydag kerk toe, en maar ons staan nie stil nie. Nee. En vir my om nie net te kon by Vrydag stil staan nie, maar 'n week voor die tyd met die oploop daartoe, om die storie te kon kry en om te bid en te vra dat die Heilige Gees my sal lei, dat ek die regte woorde sal sê en dat ek die regte boodskap sal oorbring met dit. Maar vir my om net vir myself te kon stil staan weer in daardie oomblik, om te besef wat het hy vir my gedoen. Ons sê so maklik, ja, ons glo in Jesus, nou het aan die kruis vir ons gesterf en ons sonde is vergewe. Maar ons vergeet What it implies. wat dit beteken. Dit is, jy en Pastor Donnie het nou gepraat oor, net om stil te staan, ons wil nie eintlik dink aan Die gruisame deel nie, ja. aan wat gebeur het nie. Ek het Passion of the Christ gekyk en ek dink nie ek sal dit weer kyk nie. Net juist om te weet dat dit was real. It really did happen. En vir my om te kon stil staan. En nie net regtig soos ek sê, soos weke voor die tyd, met die oploop dan, na Vrydag toe, om te kon stil staan vir wat Jesus vir my gedoen het. He knows me. He saw you. Wat vir my mooi is, so jy doen die stuk en jy's op die verhoog en dan is daar so 'n fancy woord wat jy gebruik het waar jy begin afloop na die mense toe. En jy het hierdie oomblik wat jy, ek wil sê soos wat die skeiding is in die tempel en daai hele The fourth wall, breaking the fourth wall. Breaking the fourth wall, dit was jou term. Maar dit is so mooi hoe jy afgekom het en die volgende persoon uitgedaag het en gesê het, maar wat gaan jy nou doen? Jy weet, as hierdie geloofsoortuiging in my en jou lewe gebeur het, weet, hoe lyk dit nou vir jou? Wat maak jy daarmee op die einde van die dag? Hoe kan jy stil bly? En ek dink dit sluit so mooi aan by die res van die naweek, Pastor Donnie se preek Sondag, wat sê, maar hoe lyk dit nou? Wat doen ons? Voel jy na jou toneelstuk, na die deurwerk en die emosies, dit lyk vir jou anders? Ja, is daar goed wat jy nou sal anders doen? Definitief. Ek dink ons is baie keer bang om te praat. Ons is baie keer bang om te sê dit wat ons werklik glo. Ons is gelukkig, ons is in 'n omgewing waar ons daagliks werk, waar ons hierdie goed met mekaar elke dag deel. Maar om nou te gaan daarna buite toe en to change people. En dit is vir my baie spesiaal dat ek sê dit baie, dat ek op 'n ouderdom is wat ek baie keer wonder, maar waarheen is ek op pad? Wat is die Here besig om in my lewe te doen? Ek weet al vir baie lank dat ek weet ek gaan werk vir die Here. Maar hoe lyk my prentjie? Ja. En my prentjie het definitief het verander. En ek is absoluut oop vir dit wat die Here in my lewe gaan laat gebeur. En ek glo hy gaan. Ek glo daar gaan ander dinge in my lewe begin gebeur rondom om te vertel. En miskien op 'n totale anderste platform as waarop 'n pastoor
staan op 'n Sondag en preek, maar ek dink dit is juist wat ons moet besef, is jy hoef nie voltyds in die bediening te staan om die evangelie daar buite te kry nie, om vir mense te vertel nie. Ek dink daar is so baie kreatiewe maniere waarop ons die boodskap kan oordra en mense kan bereik. Ek sê so baie sosiale media is ook, dit is ons moderne sendingsveld, is sosiale media, want dis waar mense lewe. En daar is ander maniere. Jy hoef nie voltyds in die bediening te staan nie, om mense te laat besef wie en wat Jesus is en wat hy in jou lewe vir jou kan doen. So my prentjie lyk definitief anderste. En ek is opgewonde, ek is baie excited. Ek kan dat Pastor Don het my verlede week gevra, is ek opgewonde? Toe sê ek vir hom nee. Ek was nog nie opgewonde nie. Ek dink ek was nervous, excited. Maar dit is wat 'n mens moet bereid wees om te gee, is jy gaan dalk seer kry. Daar gaan dalk mense wees wat vir jou dinge gaan sê wat nie gaan mooi wees nie. Maar wie wil jy tevrede stel? Wil jy die wêreld tevrede stel? Of wil jy doen dit wat die Heilige Gees in jou wakker maak en dit wat die Here vir jou sê? Dit is tog mos ultimately waarvoor ons lewe is om in sy guns te wees en in sy wil te wees. So definitief Pastor, my prentjie lyk anders. Ek weet nog nie mooi hoe anders nie, maar dit was vir my spesiaal dat my gesin ook hier kon wees. Dat hulle iets van my kon beleef wat my eie kinders het nog nooit van my op die verhoog gesien nie. En dis 'n hele journey vir my. Amen. En Pastor Dani het dit verlede week vir my gesê, sê onthou dat alles wat die Here al in jou lewe met jou laat gebeur het, werksaam tot op hierdie oomblik. Dit was nie verniet nie. Nee, dit was definitief nie. Dit was nie verniet nie. Dit was ek het drama geswat, ek het onderwys geswat en dan kan 'n mens op 'n stadium voel, okay, en nou werk ek in die kerk se kantoor. Maar ek werk nie net in die kerk se kantoor nie. It's more than that. It's so much more. Dis soveel meer as dit. En ja, ek is excited oor wat kom. En vir my is dit ek hoop dat die hele naweek mense geraak het. Al is daar 1 of 2 mense, want dis hoekom ons dit doen. Iets uit die naweek uitgekry het om te sê, maar dit is hoe my prentjie van nou af lyk. My prentjie lyk anders as wat ek gelyk het voordat ek hierdie naweek en konferensie kon bywoon. En dis die idee gewees. Ja. Besonder. Mineke, terwyl ek vir jou kyk en jy praat van 'n platform en waar en wat, en ek weet daar soveel vrae by jou. En opgewondenheid saam met dit, maar die diversiteit en die kleur wat jy inbring om die Here se woord te kan verkondig, is, ek dink, it's priceless. En ek weet dat die Here het 'n absolute calling, ons het vroeër daaroor gepraat, 'n calling op jou lewe, en he's gonna use that, en jy is so net reg vir wat ek al hy op jou pad sit. Ek ken jou, jy's braaf, jy's sterk, en jy het so mooi woord hierdie naweek gebring, rondom jou uniekheid, rondom hoe jy dit doen, en ek dink, dit kan elke kyker daar buite aanmoedig om te sê, dat elkeen se prentjie is nie veronderstel om dieselfde te lyk nie. Ja. We love diversity, ons love dit om op verskillende maniere te kan doen, en jy bring definitief daai dinamika saam. So is vir my 'n voorreg, ek het dit ongelooflik geniet om jou te sien op die verhoog, saam met jou kinders die eerste keer, in jou volheid daarvan, van wie en wat jy kan wees. En dan weet ek, dit is nie die eerste keer, of wel, dit was die eerste keer gewees, maar het gaan nie die laaste keer wees nie, en die Here gaan nog soveel werk deur jou doen. Dankie Pastor. En dit wat jy kan bring, en ek geniet elke oomblik om dit te sien, om saam met jou dit te kan doen. En mag dit vir my en jou geleentheid gee, waar ons die woord kan uitvat na mense toe. Het sy dit hier in die kantoor is, en of dit op 'n platform is, maar ek dink ook geleentheid om ander mense te kan inspire. Ek wil graag by jou aansluit by dit. Ons praat baie daaroor, dat ons bevoorreg is om te wees waar ons is in ons daaglikse werk. Amen. Maar vir my, vir die wat kyk en wat luister, om te weet dat daar waar die Here jou geroep het, dit wat jy doen, of jy in 'n winkel werk, of jy verkoopsdame is, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n besigheidsman is, of jy op 'n myn werk, waar ook al, daar waar jy is, kan jy 'n impak en 'n verskil maak. Op jou unieke manier, presies soos wat jy sê, ons almal se prentjies lyk anders, lyk verskillend. Maar ons almal het ook met verskillende mense te doen, in verskillende omstandighede. En jy kan so baie doen, en so baie beteken
vir mense in jou werksomstandighede en ek hoop dit gee mense 'n bietjie courage om te sê ek is wie ek is in my omstandighede waar ek is in my werk waar ek is, but I can make a difference for him. Daar waar ek is, kan jy mense se lewens verander. Jy kan. En dit kom terug by hoe jy geëindig het met jou toneelstuk om te sê, maar hoe kan jy stil bly? Daar waar jy is. Ek en jy kan nie uitkom waar die volgende persoon is nie. Ja. En dit los my vandag by die kyker om te sê, sou daar 'n plek wees waar jy is, soos Mineke praat, en jy is by die werk. Jy's by die volstasie. Jy's in die gym. Jy is in kontak met enige persoon en die Here het 'n oomblik vir jou oopgemaak om die Here se naam groot te kan maak, om te kan vertel wie Jesus is en wat hy vir my en jou gedoen het. Gryp daai oomblik aan, gebruik dit en vertel hulle van wie hy is. Want hoe kan ons stil bly in daai oomblik? Amen, absoluut. Ons kan nie. En ons moenie en ons gaan nie. No, we're not gonna. Amen. Ons gaan nie. Dankie vir elkeen van julle wat saam met ons gekyk het. En dan moenie die snippets, die stukkies, die goedjies wat ons gaan deel oor die media platform in die volgende week mis met wat ons hierdie naweek gedoen het nie. Maak ons opgewonde en dit maak ons opgewonde vir ons vrouekonferensie wat dan voor lê. Ons tweede vrouekonferensie. Yes, we're doing that a second time. Laas jaar toe ons hier sit, het ons die podcast gedoen na die vrouekonferensie. So dis lekker, is iets om na uit te sien. Dis 'n manier net om te kom in Here se teenwoordigheid saam met sissas en sy naam groot te maak. Maar share die, like die, wat ook al jy nodig het, wat ook al platform, moenie laat mense uitmis op wie hy is nie. Dankie julle. Amen.